40ste vers. Dit is 'n kosbare gedeelte, dis nie ons skriflesing nie, dis net die wet en die geloofsbelijdenis, maar dit is 'n kosbare gedeelte wat ons herinner as kinders van die Here, tot wat die Here ons verroep en wat hy ook van ons af verwag as sy kinders. En toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Liewe gemeente, kom ons doen nou staande belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en dan spreek elkeen in sy en haar hart ook as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ekskuus, Meandre het nou uitgestap. Meandre, jy moet vir ons die lied oorsit asseblief. Nee. Is hy nie daarop nie? Ewig onbegryplik wese. Ek wil so lank nooi om die woord van die Here saam met my op te maak by Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2, ons gaan daar lees vanaf die 37ste vers. Handelinge hoofstuk 2, die opskrif staan daar die eerste bekeerlinge. Ekskuus, verskoon daarvoor. Kyk het hy nie nog onder. Verskoon as hy woorde hier onder gooi, liewe vriende. Hy probeer my in Engels vertaal. Hierso so hy gaan so 'n bietjie snaaks lyk hier en daar. Maar ons kan ten minste die prentjie daarbo sien en mooi volg. Nou liewe vriende, ons het die gebruik om een keer 'n maand tyd af te staan hierdie jaar aan die geloofsbelijdenis, die 12 artikels vir die apostoliese geloofsbelijdenis. Dit wat ons nou hier aan die einde gehoor het. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. En ons het so in die opbring van Pinkster gepraat oor ek glo in die Heilige Gees. En dan ook vanmôre kom staan ons stil besonders waar ons sê ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. En die rede hoekom ons hierdie apostoliese geloofsbelijdenis aanhaal en besonders hieroor preek en die boodskap hieroor kom uitlig, liewe vriende, is dat ons waarlik verstaan
Wat bely ons glo? Wat is ons van oortuig in ons harte wat die woord vir ons leer om kom openbaar en dat ons dit net sal sag bely hier waar ons dit hoor in die kerk nie, maar ook daar buite om getuig. Wat glo ons as kinders van die Here wanneer dit kom oor die drie-enige God wat ons aanbid en ook sy kerk wat hy aan die lewe geroep het. Ons lees daar saam Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Maar die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is en wat die Here ons God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woorde met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendom en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder hulle verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van harte geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns by die hele volk was. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek vra vir elke manspersoon wie moontlik om te staan en dan verenig ons saam in gebed. Vader Here, ons sê vir U dankie in hierdie môre dat ons so by mekaar kan wees, dat ons saam kan kom stil raak, Here, en net tot U kan kom nader en kan kom bid. Want Here, ons besef hoe afhanklik ons van U is en hoe nodig ons U het, en hoe ons in ons eie krag ons niks kan verrig en doen nie. Dankie Here dat ons in hierdie môre, wanneer ons die apostoliese geloofsbelydenis so kom aanhaal, dat ons dit van harte kan getuig en kan deel. En ons vanmôre so kom stil staan by die 9de artikel, dat ons U kan kom eer en aanbid daarvoor. Vir wat U daardeur vir ons kom leer, wat U daardeur vir ons kom wys. En mag dit vanmôre oproep in ons harte wees, Here, om te doen wat U van ons sal verwag. Dat ons nie net kerk sal wees op 'n Sondag nie, maar elke dag sal deurgaan om U te loof, te prys en U naam groot te maak. Ons hou U vas en ons vertrou U daarvoor. Ons bid dit in Jesus se heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Nou, liewe vriende, vanmôre wanneer ons hierdie artikel hanteer, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, gaan ons kyk na 3 aspekte hier rondom. Wat beteken heilig, algemeen en Christelik in werklikheid? En wat is die kerk? Is dit hierdie 4 mure in wat ons onsself bevind? Is dit net die EG Kerk? Is dit ander kerke? Of strek die grens van kerk breër as maar net mure? Nou, wanneer ons hierdie gedeelte saamlees vanmôre, lees ons saam die geboorte van die kerk. Die kerk wat in die lewe geroep is deur Jesus Christus, die boodskap wat hy toevertrou het aan sy apostels, en ook so die bekwaammaking deur sy Heilige Gees wat aan hulle oorgelewer het. En daarom op hierdie dag van Pinksterdag, waar die Heilige Gees uitgestort was, het Petrus met vrymoedigheid opgestaan en die evangelie daaraan elkeen verkondig. Hy het vir hulle voorgehou en gesê, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, God het deur hom 'n ewige verlossing bewerk. En hulle roep daardie mense daardie dag op tot bekering. En die woord wys vir ons in vers 41, 3000 mense op een dag kom werklik tot bekering en neem die Here aan. Maar dit stop nie daar. Nee, dit sê vir ons ook daar in die laaste verse, dag van dag is al mense bygevoeg. En hulle sê terwyl hulle God geprys het en in die guns by die hele volk was, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. En daar kom brei die Here vir een vir my uit, presies, liewe vriende, wat die kerk is. Het ek my daar verskyn. Die kerk wat in Grieks genoem word die Ekklesia. Ekklesia wat beteken die uitgeroepenis. Uitgeroep uit my omstandighede, uit my verlede, uit my lewe, uit tot 'n nuwe lewe. Dit is wat God vir my ook in gedagte, die dag wat hy my kom red uit genade uit. En hy kom voeg my by, of ek nou 'n lidmaatvorm ingevul het of nie, kom voeg hy my by die kerk. En die kerk is nie die EG Kerk waar u vanmôre sit nie.
Dis geen kerk met 4 mure gebou nie. Nee, hierdie kerk is die bruid van Christus. Waarom die bruid? Wel, Christus is as bruidegom, kom hy terug om sy bruid te kom haal en te verenig dat hulle saam kan wees. Daarom die woord ekklesia in Grieks is in die vroulike vorm. In Afrikaans het ons nog nie sulke woorde nie. Maar in Grieks het hulle 3 vorms. Hulle het manlik, vroulik en neutraal. En ekklesia, wat beteken die kerk is vroulik. En daarom praat ons van die bruid van Christus. En daarom sal jy ook vanmôre hoor reg deur die boodskap sal ek praat van die kerk as sy, as haar, die kerk. Daarom kom lig die Here vir ons ook uit ons verantwoordelikheid daar rondom en wat die kerk is in Matteus 16 vers 18 en ek sê ook vir jou dat jy Petrus is en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Saam met dit sien ons ook Efesiërs 5 wat daar vir ons kom uitlig en sê mans julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. Nadat dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, heerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So ons sien in die evangelies het Christus klaar vir ons kom aankondig die ontstaan en die bou van die kerk, die liggaam van Christus, waarvan hy self die fondasie is en die apostels wil ek sê die eerste boustene kom neerlê het. Maar liewe vriende, is ook vanmôre belangrik om te verstaan dat ek en u bou nog steeds aan die liggaam van Christus en aan die bruid van Christus, omdat ons daarvan deel is. En of ons in die laaste dae, ek wil sê aan die dak begin bou, of ons hier by die palette begin om vas te maak of vas te balk, is ons besig om die kerk van Christus op te bou waarvan ons deel het, as ek kan bely met sekerheid in my hart dat ek 'n kind van die Here is. Hierdie woorde, die kerk as die bruid van Christus, beskryf presies sy verhouding tot ons, die liefde, die opoffering en die omgee. Dat hy kom verdeel met sy disippels, dat na sy hemelvaart, en hulle die evangelie gaan oorlaat, en sy gees, die Heilige Gees, sal hulle in al die waarheid kom lei. En sodra die Here vir ons hierdie kosbare waarheid oor, dat hy die kerk, sy bruid kom voorberei, dat hy 'n taak vir haar in gedagte het, 'n doel wat sy moet verrig, en dat hy ook haar sal bekwaam stel, dat die poorte van die hel, hierdie kerk, die onsigbare kerk, nie sal oorweldig nie. Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees in ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Dit is die bruid van Christus. Dit is die kerk waarvan ek en u deel maak as ons bely dat ons kinders van die Here is. Wat hy van ons af verwag, hoe ons moet lewe en hoe ons moet maak. En daarom, liewe vriende, gaan ons vanmôre kortliks na 3 gedagtes kyk om presies te sien wie is die kerk, wie is die bruid van Christus? Wat is haar opdrag en haar werk? En wat verwag die Here vanmôre van jou en van my af? Maar liewe vriende, ek wil vir u sê dit is hartsverskeurende as ons kyk na kinders van die Here reg oor die wêreld, die wat bely dat hulle kinders van die Here is. Elke denominasie wat sy eie ding doen, eie ding maak, en hoe baie van hulle van die sentrale punt van Christus af weg beweeg. En as ek vanmôre vir u kan sê, as daar een boodskap aan die kerk is, as daar een waarheid is wat sy moet ontdek, is dat die kerk weer haar identiteit moet vind. Wie sy waarlik is, wat haar doel en haar rol is. Maar so praat ons van die kerk, liewe vriende, asof dit boor ons koppe gaan en u en my nie raak. U ken die stelling dat elke ketting is net so sterk soos sy swakste lid. En daarom is die oproep vanmôre dat ons ook onsself sal identifiseer met die bruid van Christus. En voor ons wil begin sê, ja, kyk hoe sleg is daai kerk en daai mense en daardie groep en hulle moet dit begin doen. Laat ons vanmôre die Here vra, Here, begin by my. Begin by my om te kom uitwys, wat is my verantwoordelikheid en werk? Deel van die liggaam van Christus, die bruid van Jesus. In ons eerste punt sien ons, wat bely ons? Ons bely, ek glo aan 'n heilige kerk. En wat ek in die vanmôre moet verstaan, liewe vriende, is dat die woord heilig en reinheid vir mekaar nie geskei kan word. Ons kan hulle onderskei, maar nie skei van mekaar. Heiligheid, hagios, is uitgeroep, eenkant geplaas met 'n doel, met 'n rede daar agter. En dit is wat God met sy bruid kom doen. Hy kom haal haar uit die wêreld uit. Alhoewel ons nog in die wêreld is,
het ons nie deel aan die wêreld. Dis vir daardie rede dat 'n kind van die Here behoort anders te op te tree, anders te praat, anders te handel en anders na sake te kyk as die wêreld daar buite. Waarom? Want die wêreld kyk met 'n tydelike perspektief van 'n lewe met 70 en 80 jaar, dan is dit verby. Die kind van die Here kyk uit met 'n ewigheidsperspektief, met die wete dat Christus kom terug om die bruid te kom haal. Dat daar is 'n doel en 'n taak vir ons uitgelê en 'n verantwoordelikheid wat ons moet nakom. 1 Petrus 1 vers 15 en 16 sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele handel heilig wees, sodat daar geen beskrywing is, wees heilig, want God is heilig. Die oproep is vanmôre dat een en elkeen van ons, en ek en u dit moet handhaaf, om 'n heilige lewenswandel te leef. Ons skrik baie keer vir die woord, want ons dink heilig beteken my eintlik skynheilig. Ek moet nou voorgee en maak, asof alles perfek en reg is, asof daar geen gebrek en tekortkoming is nie. Nee, liewe vriende, dis nie vanmôre die oproep nie. Die oproep is dat ons in eerlikheid sal streef om daagliks meer en meer na die beeld van Christus te word. Nou, u sal vanmôre baie beter weet as ek, die wat so lank getroud is. Maar dit is vir my indrukwekkend dat hoe langer 'n paartjie getroud is, hoe meer en meer word hulle soos mekaar. Hulle begin mekaar se mannerismes aan te leer. Hulle begin mekaar se manier van optree te hanteer. Hulle lees mekaar en ek wil net sê ek het 'n hele paar oë nou vanmôre vir mekaar gesien, kyk hier vanoggend. Want jy besef dit, hoe langer 'n paartjie met mekaar handel en wandel, saam woon, die Here ken en dien, begin mense soos mekaar te praat en op te tree, leer mense mekaar se gewoontes aan. En so ook behoort die kerk dieselfde te wees. Hoe langer ek en u met Christus wandel, behoort ons meer en meer gelykvormig te word aan die beeld van ons Heiland en Heer. Maar my woorde en my vraag vanmôre aan u is, hoe gaan Christus ons vind as hy terugkom vir sy bruid? Sê liewe vriende, vir ons is dit dalk 'n vreemde gedagte in die westelike kultuur. Want hoe maak ons by 'n troue? Die man wag voor en die vrou kom ingestap en sy kom na haar man toe. En dit is wat ons sien die huwelik is. Die vrou kom tot voor en ontmoet haar man hier. Maar in die Joodse kultuur, waarop hierdie geestelike waarheid gerig is en gebou is, werk dit anders te om. Nee, eers kom die man en hy kom koop sy vrou. En as ek sê koop, is dit nie in die sin van labola. Hy kom koop haar in die sin dat hy kom na haar vader, hy sê hy wil met sy dogter trou, en dat hy verantwoordelikheid van haar sal neem. En hy kom lê uit in wat se opsig en in wat se manier. As die pa dit goed vind en die vrou vind guns in sy oë, dan het hulle ooreenstemming. Dan gaan die man weer weg en hy los die vrou agter. Hy gaan en hy gaan bou 'n huis. Hy gaan rig sy lewe op en hy gaan kry reg. En as alles gereed gebring is en alles in plek is, kom hy terug met sy vriende en familie, waar daar dan op ramshorings geblaas word, fakkels word aan die brand gesteek, en dan baie keer in die nag kom haal hy sy bruid. Nooit sê hy wanneer, hoe laat of hoe nie. Maar vanaf daardie dag wat hy die vader ontmoet het en hy haar losgekoop het, tot die dag wat hy haar kom haal het die bruid die verantwoordelikheid om haarself rein te hou, om weg te hou van ander mans, maar ook rein in opsig van soos sy handel en wandel met haar eie liggaam. Dat daardie dag wanneer haar beloofde man terugkeer, sy gereed sal wees. Dat daar geen spyt by daardie man sal wees. Dat daar geen skeef aankyk en wonder en sê, maar was jy nie gereed vir my koms nie? Het jy nie gehoor dat ek op pad was met die geblaas van die ramshorings en die fakkels wat aan die brand gesteek was? En so moet ons dit ook vanmôre geestelik toepas. Christus het gegaan, na hy ons losgekoop het. En hy gaan om vir ons 'n plek voor te berei, sê Johannes 14. En as hy klaar is, kom hy terug. En hy kom haal sy bruid. Geen mens of tyd of gebeur sal dit kan verhoed nie. En daarom al wat ek en u kan doen met hierdie boodskap, is om gereed te wees. Om reg te wees. Dat wanneer my Heiland terugkom, hy my gereed en reg sal vind, geheilig en rein vir hom, skoon van wêreldse besoedeling, weg van 'n wêreldse begeerte, geen wêreldse uitkyk, geen drang en liefde vir die dinge van die wêreld nie, maar konstant groei meer en nader aan die gelykvormigheid van Christus. Dat wanneer die Here terugkom, hy die woorde vir jou en vir my kan sê,
goed gedoen, getroue diensknegt. O, watter gejuig sal dit in ons harte bewerk om daardie woorde van Jesus te hoor. Dat ons reg was vir sy koms. Dat ons gedoen het wat hy van ons af verwag en dit voluit uitgelewe het nie. Efesiërs 1 vers 4 sê soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Waarom? Voor die grondlegging van die wêreld het die Here 'n plan met sy kinders se lewe gehad. En wat is dit? Om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te mag wees. Liewe kind van die Here, in ons geboue waar ons vergader, ek wil dit nie 'n kerk noem vanmôre nie, die kerk is die liggaam. Is daar deesdae soveel besoedeling, soveel wêreldse dinge wat inbeweeg het in die kerk en wat nie daar behoort nie. Ons bid vanmôre saam in die konsistorie as kerkraad, en die gedagte kom in my hart op en sê dat die EG Kerk is nie 'n populêre kerk, want hy gaan nie met die begeerlikhede van die wêreld aan nie. U gaan nie hier kom en die vlees versadig nie, ek waarborg u dit. Maar deur die genade van die Here sal u gees versadig. Want dit is wat 'n kerk, 'n liggaam soos hierdie na moet streef. Is nie om die wêreld te beïndruk en tevrede te stel. Nie om te sê ons pas by julle aan en soos julle wil hê, berei ons voor. Maar om te sê, Here, wat verwag u van ons? En daarom roep die Here ons nie tot 'n maklike en 'n lekker tyd. Daarom roep die Here ons nie tot vreugde en blydskap altyd. Maar hy roep ons tot gehoorsaamheid, om onsself te heilig, te reinig van wêreldse dinge en voluit te lewe vir Christus. Dalk sit hier baie kinders van die Here, dalk passief, geestelik, maar tevrede. Kom nou en dan kerk toe, lees nou en dan my Bybel, dis vir my genoegsaam. Nee, liewe vriende. Dit is soos die koning se kind wat uit die paleis sal uitgaan en in die buitedromme van die strate sal gaan eet. Nee, God het vir ons veel beter en meer voorberei hier op aarde alreeds, om te leef vanuit sy woord, in 'n gelewe van gebed, toegewy aan hom. Dat ek alreeds sy vrede en rus kan ervaar, maar dit sal ek net ervaar as daar reinheid en heiligheid in my lewe voorkom. En voor die oproep is dat Suid-Afrika se kerk hulle sal weer met heilig, is die oproep vanmôre dat ons vanmôre hier sal begin, by ons gemeente, die EG Kerk, en ons vanmôre hier sal begin in my eie hart, dat elkeen homself sal afvra, wat verwag die Here van my af? Wat het ek vanmôre nodig om af te lê, maar ook op te neem om hom te eer en hom te volg? 2 Timoteus 2 vers 21 sê, en as iemand hom dus van hierdie dinge reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig, bruikbaar vir die Here en toeberei tot elke goeie werk. Vat maar enige toerustingstuk, liewe vriende. As 'n saagstomp geword het, kan jy al die krag in die wêreld hê, hy gaan nie die doel dien nie. So met enige instrument in die hand van die Here, as hy nie geheilig is nie, sal hy nie bruikbaar wees nie. Ons wil altyd vra, wat kan ek vir die Here doen? Wat se werk kan ek gaan rig? Wat kan ek daar buite gaan doen? Hoe kan ek betrokke raak? Hoe kan ek uitstaan? Maar dit begin eers by my eie persoonlike wandel. Voor ek die wêreld daar buite wil gaan bereik, moet ek eers toelaat dat Christus die diepste van my eie geestelike lewe my bereik. Dat hy my kan heilig en dan bruikbaar maak vir sy werk. Johannes 15 vers 5 wys dit ons deel daaraan. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Hoor jy daar in die woorde? Sonder hom kan ons niks doen nie. Mag ons, wanneer Christus terugkom, onsself gereinig en heilig hou, dat hy ons bevind soos hy ons begeer. Jakobus 4 vers 4 sê vir ons, ek hoef my nog self volg. Jakobus 4 vers 4 sê, oorspelliges en oorspelers, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Elkeen dan wat 'n vriend van die wêreld wil wees, stel hom as 'n vyand van God. 1 Korintiërs 5 vers 1 en 2, daar word werklik gehoor dat daar hoerery onder julle is. Dit is onder die gemeente van Korinte. En soos hoerery wat self nie onder die heidene is, dat iemand sy vader se vrou het, en julle is opgeblaas, en het nie eerder getreur, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, uit julle midde verwyder kan word. Die Here kom wys vir ons reg deur sy woord, verskillende gemeentes. Gemeentes wat opreg is, geluister het na sy stem, gedoen het wat hy van hulle af verwag het. Maar gemeentes soos die gemeente van Korinte, wat afgedwaal het, en nie gedoen het wat die Here van hom af verwag het nie. Wat in sonde geleef het, en nog steeds was hulle opgeblaas,
oor hulle geestelike hoogmoedigheid en gedink, omdat ons al die kennis besit, omdat ons al die gawes het, is ons iets wonderlik. En daarom is 1 Korintiërs 13, die liefdeshoofstuk geskryf, om uit te lig, al het ons al hierdie dinge, al praat ons die tale van engele, as ons nie die liefde het nie, het ons niks nie. Dit is die eerste beginsel wat Christus van sy kerk vanmôre af verwag, en ons tot oproep in hierdie dag. 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons die lig in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dit is hoe ons onsself heilig, liewe vriende. Ons heilig onsself deur onsself rein te hou in Christus as 'n eenheid. 1 Korintiërs 6 vers 11, seker maak hy verskyn daarbo. 1 Korintiërs 1 vers 6 vers 11. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Maar julle is geheilig, maar julle is regverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Johannes 17:17 kom wys die Here, ons het nou onlangs 'n boodskap hieroor gehoor. Heilig hulle in die waarheid. Dis Jesus se gebed vir u en vir my. U woord is die waarheid. Daar sal heiligheid wees waar die woord van God oopgemaak word, nagestreef word en ook op gefokus word. Kyk maar vandag in die algemene kerk, wat word voorgehou en gebeur? Dalk 'n versie aangehaal, dalk 'n kwotasie uit die Bybel uit, dalk 'n vergelyking na 'n verhaal, maar die woord word nie meer gelees en geopenbaar en oopgebreek vir ons om te neem en ten harte te gebruik. Maar dit bring ons by ons tweede gedagte wat sê ek glo aan 'n algemene kerk. En nou kan ons vinnig begin dink, wat beteken algemeen? Beteken algemeen maar net sommer enige kerk? Nee. Daardie woord algemeen in die Latyns is die woord katholiek. En nou gaan jy skrik, ons is daar nie katholiek nie. Ons is wel nie Rooms-Katholiek nie. Sien liewe vriende, katholiek wat algemeen beteken dat ons glo aan die einde van die dag is daar net een kerk. En die kerk is die liggaam van Christus. Die kerk is nie die EG Kerk nie, dis nie 'n gebou nie, dis nie 'n denominasie nie, dis elkeen wat bely dat hulle Jesus Christus ken as hulle saligmaker en verlosser. En daarop bely ons glo aan 'n algemene kerk, 'n kerk sonder grense, 'n kerk wat uitreik na buite waar die grens van mure nie stop nie, 'n kerk wat gaan oor die grens van geslag, ras, kultuur of agtergrond. Dat elkeen wat die naam van Jesus bely deel het aan daardie kerk en homself daarin kan verheug. Maar liewe vriende, dit vat baie keer dat ons perspektief moet verander om dit te besef, dat wanneer ek sê ek glo in 'n algemene kerk, beteken dit ek sê ek glo nie maar net op 'n Sondag erediens, dis oor en verby en ek gaan aan met my lewe. Dit is ek wat bely dat ek is deel van 'n kerk, die liggaam van Christus 24/7. Elke dag. Die lewe na die erediens is baie keer wat saak. Waartoe gaan ons in hierdie week wat voor lê? Die kerk staan nie net stil nie, die deure maak nie net toe en nou is kerk verby nie. Kerk is iets wat ek deel van het my hele lewe deur, vanaf ek Christus ontmoet, tot ek my laaste asem hier uitblaas. En omdat ek deel het van daardie kerk, is ek 'n verteenwoordiger van Christus. Vat maar die vergelyking van 'n ambassadeur, iemand wat van 'n ander land af oorkom as 'n teenwoordiger van daardie land. As so 'n persoon hom wangedra, dis respekvol optree en dalk arrogant is, wat gaan die mense dink van die land waar hy vandaan kom? So tree elke kind van die Here ook op as 'n ambassadeur vir Christus. Want ons is in 'n vreemde wêreld, 'n wêreld wat ons nie deel van het nie. En die wêreld daar buite kyk na jou en na my, liewe vriende. Die enigste Bybel wat sekere mense ooit gaan lees, is ons lewens. Wat ons lewens van getuig. Vat gou hoe algemeen het die woord geword Christen. En ek verstaan nou nog nie as mense sê, hy of sy is so 'n groot Christen. Beteken hulle is bietjie rond, is dit wat dit nou verwys? Nee. Hulle probeer nou verwys dat daar is 'n groot Christen, groot geestelik, iemand wat dalk nie so 'n groot Christen nie, maar eintlik is almal Christene. Nee. Elkeen is Christene wat Christus navolg, wat hom ken as Heer en Heiland, wat sy beeld uitstraal en uitleef vir 'n wêreld daar buite. Handelinge 7 vers 48, maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat mense hande gemaak is nie, soos die profete sê. 1 Petrus 2 vers 5, en word self ook as lewende steen opgebou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring aan God, welgevallig is deur Christus Jesus.
Die kerk is nie 'n fisiese plek nie, alhoewel ons praat van die EG Kerk, en dit ons samekoms is. Dis wat dit vanmôre is, die samekoms van die kerk. Gaan kerk uit oor grense, oor wat mense dink of verwag, maar om Christus te verheerlik in alles wat ons maak, dink en ook doen. Die kerk is meer as maar net 'n gebou. Matteus 5 vers 14 tot 16 sê, julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Hoor u wat moet gebeur? Nie laat julle werke uitstaan dat julle verheerlik mag word nie, maar dat julle lig so uitstraal, dat julle werke so voorlopend is, dat God verheerlik word. Ek is seker, hier's baie van ons wat kan getuig van iemand wat ons dalk weet of van geweet het, wat Christus net uitgestraal het in alles wat hulle gedoen het, en hoe hulle mense hanteer het, en hoe hulle opgetree het in maklike omstandighede en moeilike, deur goeie tye en deur uitdagings. En dit is tot hierdie lewe wat Christus ons roep as 'n algemene kerk wat oor grense en mure strek. Matteus 2 vers, Handelinge 2 vers 46 sê, en hulle het almal eendragtig volhard, ons het vanmôre het gehoor, en elke dag in die tempel en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van harte gebruik, en God geprys en by die hele volk 'n guns gestaan het. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Dit is die oproep vanmôre van die kerk. Dis nie maar net iets wat ons Sondag doen en is oor en verby nie. Dis nie maar net 'n paar uur wat ons uitkoop in 'n week en sê nou is dit klaar nie. Nee, hierdie algemene kerk strek oor enige en alle grense. Hierdie kerk is, wat doen ek binne my gemeente, maar ook wat doen ek buite my gemeente? Wat is my opdrag en werk? En dit is om vir Christus uit te staan, om te verheerlik en siele na die kruis toe te trek en te bring. Die woord van die Here sê ook vir ons, die woord van die Here sê ook vir ons in Efesiërs 4 vers 4 tot 6, daar is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, en een Here, een geloof, een doop, een God en een Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Liewe vriende, ons word vanmôre herinner dat as iemand anders Jesus Christus ken soos ek hom ken, is daardie persoon my broer en suster in Christus. Of ek nou van hulle hou of nie, of ek en hulle nou 'n goeie verhouding het of nie. Hulle verdien my respek, hulle verdien my liefde. Want Christus sê self, hieraan sal hulle weet dat julle my disippels is, aan julle liefde onder mekaar. In Korintiërs 13, die liefde verdra alles. Dis die oproep vir môre. En liewe vriende, die oproep is dat ons dit eers hier sal begin uitleef. Voor ons die wêreld daar buite wil bereik, voor ons vingers wil begin wys na ander mense en ander kerke, is die oproep van môre, hoe leef ons dit persoonlik, as individue, deel van 'n klein gemeenskap, 'n klein lid van die groot liggaam van Christus. Hoe leef ons dit uit en hoe straal ons dit uit vir die wêreld daar buite? Kan mense waarlik Christus in my lewe raak sien? Is daar vanmôre by my die besef dat kerk nie maar net hier plaasvind en is oor en verby nie, maar dat ek deel het aan die liggaam en konstant my werk en verantwoordelikheid moet nakom. Maar dan ook vanmôre ons laaste gedagte, ek glo aan 'n Christelike kerk. En hier sal môre verdink, maar dominee, dis mos algemeen. Ons almal weet dit, ons almal bely dit, en ons kan mos nie anders te dink nie. Gaan die woord Christelik en kerk dan nie hand aan hand nie? Dit behoort, dit moet so wees, maar dit doen nie. 1 Korintiërs 3 vers 11, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En liewe vriende, dit is iets wat ek en u vanmôre moet besef. Dat die kerk behoort aan Christus, aan geen mens, geen instituut, geen manier van dink of doen, of geen wêreldregering. Christus self is die fondasie van die kerk, waarop elkeen van ons bou en uitbrei en leef. Hy moet die middelpunt wees, en daarom moet elke gemeente, maak nie saak wat ons agtergrond is, die kan bely en sê, ons is 'n Christelike, gesentreerde kerk. Dit moet gaan oor hom.
dit met hom aanbid, dit met hom groot maak, dit met hom vereer bo alles en almal. Dit is so skrikwekkend, die 7 gemeentes in Openbaring wat die Here van hulle sê. Vir die gemeente Efese sê die Here vir hulle, julle het julle eerste liefde verlaat. Die gemeente het so gefokus op uiterlike uitstraling van goeie dade en goeie werke, dat hulle die eerste beginsel, die belangrikste van alles vergeet het, Jesus Christus. Maar dan gaan ons 'n stap verder na die gemeente van Laodisense, die 7de gemeente. Die gemeente wat die tydperk waar ons nou leef kom uitstraal. En daar sê die Here vir die gemeente van Laodisense, julle dink dis julle wat ryk is en niks tekort kom nie, maar julle is arm en blind. En dan die bekende woorde vir Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Nou wil ek vir u sê, u moet mooi oplet. Buite wat staan Jesus? Buite die gemeente. 'n Gemeente wat getuig, hulle dien hom, hulle volg hom, hulle eer hom. Maar Christus is buite toegesluit. Mag dit nooit hier gebeur, dat ons so besig raak met fondsinsameling en projekte en funksies en reekse dienste, alles kosbaar, alles wonderlik, dat ons ooit ons eerste liefde verlaat. Dat ons nooit plek het vir Jesus Christus. Dat hy nie langer die sentrale punt van hierdie gemeente mag wees nie. Maar kom ons trek die kring nouer. Wat van in my eie lewe? Wat is vanmôre my prioriteit? Wat is vanmôre dit wat my die bed uitkry en my dryf gee vir die dag? Wat is vanmôre vir my die belangrikste ding? Is dit my werk? Is dit my gesin, my kinders? Is dit my geld, my finansies, my gesondheid, my drome, my begeertes? Of kan ek vanmôre waarlik sê dat die eerste en die belangrikste persoon in my lewe is Jesus Christus? Liewe vriende, hierdie wêreld is so 'n gejaag. In die oggende vroeg op, klaarmaak, werk toe, aan die gang spring, stres en bekommer heeldag deur, en as ek myself weer bevind, maak ek my oë toe, word ek wakker en dit herhaal. As ek nie gaan tyd maak nie, as ek nie konstant onsself gaan toets aan waar ons met Jesus staan, gaan ons voor ons dit besef, om buite ons eie harte toesluit, buite ons eie huise uitstoot, en buite ons gemeente verban. Maar dit begin vanmôre by jou en my hart. Waar staan Christus vanmôre? Sit hy vanmôre op die troon van my hart? Staan hy vanmôre buite en klop dalk persoonlik vanmôre en sê, my kind, wat gebeur? Wanneer het jy jou fokus verdraai of van my afgehaal? Wanneer het jy ophou vertrou op my en my alleen? Mag Christus nooit op so 'n plek in ons gemeente wat hy staan en sê, kyk, ek staan buite en ek klop. Maar verstaan vanmôre, liewe vriende, dat Christus nie so iemand wegstoot of verlaat nie. Die feit dat hy klop, hy gee om. Die feit dat hy klop, hy soek nog vir jou. Die feit dat hy klop, hy het nog nie opgegee nie. Die feit dat hy klop, beteken daar is herstel. Herstel vir ons as individue, herstel vir ons dalk as gesinne. Dat ons weer Christus in ons huishoudinge mag inbring. Dat hy oor gepraat mag word by ete, badtyd, slaaptyd, dat hy altyd welkom is in ons huishoudings, in ons gemeente, waar ook al ons gaan, om uit te staan en hom te verheerlik. Kolossense 1 vers 8 sê, en hy is die hoof van die liggaam en die gemeente. Hy wie die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Hebreërs 12 vers 2 sê, terwyl ons die oog gefestig hou op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat in die vooruitgestelde vir hom is, die kruis verduur het, en die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Liewe vriende, is tyd dat ons weer Christus die hoof maak van ons gemeente, Christus die hoof maak van ons gesinne, en Christus die hoof maak van ons eie harte. Die oproep vanmôre wat hier vir een van my voorlees, kan ek met vrymoedigheid hierdie 3 dinge bely, wat ek vanmôre sê. Kan ek vanmôre sê, ek glo aan 'n heilige kerk? Kan ek vanmôre sê, ek glo aan 'n algemene, met ander woorde, dit gaan grense oor kerk? Kan ek vanmôre sê, dat ek glo aan 'n Christelike kerk, waar hy die hoof is, sentraal staan en vereer word?
Maar voor ons praat van kerke daar buite en kerk is geheel, kan ek vanmôre sê dat my eie lewe is heilig en afgesonder vir hom. Dat ek strewe daagliks om meer en meer soos Christus te word. Kan ek vanmôre bely en sê dat ek is kerk 24/7, waar ook al ek gaan, by die huis, by die skool, by die werk, tussen my vriende, tussen my kollegas. Kan ek vanmôre sê dat ek persoonlik het nog deel aan 'n Christelike kerk, dat hy sentraal in my eie hart staan, dat ek hom vereer en verheerlik en sy naam bo alles bohou, dat hy nog my prioriteit is, dat my oë nog gefestig is op hom en hom alleen, dat my aandag of my hart of my begeertes nie verdeeld is nie, maar dat hy en hy alleen in my hart uitstaan. Liewe vriende, vanmôre is die oproep vir die kerk en vir ons as individue om weer waarlik te besef wat ons bely so op 'n Sondag. Dat ons weer as individue daarna sal streef, dat die liggaam van Christus voordeel daar mag uittrek. Mag ons vanmôre besef dat hierdie kosbare gebouetjie waar ons mekaar ontmoet, ons 'n geleentheid bied om na die geklank van die woord te kom. Maar hierdie deur wat hier uitgaan, bied vir ons die geleentheid om dit te gaan leef en te gaan toepas. Mag ons vanmôre die Here vra, Here, kom daar iets in my eie lewe persoonlik tekort, voor ek wil vinger wys, voor ek wil praat van ander mense in die kerk, voor ek wil praat van organisasies in die kerk, voor ek wil praat na ander denominasies daar buite, vra eers vanmôre in u eie hart af. Kan ek met vrymoedigheid sê dat ek glo nog in 'n heilige, algemene, Christelike kerk en ek leef dit uit elke dag. Mag die Here ons vanmôre help en kom inspireer om deel te hê, dit volkome te doen en om daartoe te verheerlik. Amen. Kom ons bid saam. Vader Here, ons sê vir u baie dankie vanmôre vir u woord wat reguit en duidelik tot ons harte kom. Dankie dat ons vanmôre kan sien wat kerk wees waarlik is. Dat dit gaan nie maar net oor Sondag se kultuur en rituele en gebruike nie, maar Here, dat ons as 'n liggaam van Christus 'n doel en 'n verantwoordelikheid het. En Here, vanmôre voor ons ander wil aanspreek en vermaan en sê hoe hulle moet maak en hulle moet doen, mag ons vanmôre eers geleentheid gee dat die Heilige Gees ons eie harte kom openbaar. Mag ons vanmôre onsself afvra, hoe lyk my eie lewe voor Christus? Hoe lyk my gesin se lewe, my huishouding? En hoe lyk ons as EG Kerk Brakpan gemeente? Want vanmôre het ons ook 'n verantwoordelikheid om af te vra, is Christus nog die middelpunt van ons gemeente? Here, ons vertrou u dat u altyd ons harte op u gerig sal hou. Dat ons oë waarlik op Christus alleen sal wees en aan die einde van die dag dit al sal wees wat saak maak in ons harte. Mag ons vanmôre besef wat dit beteken om deel te hê aan die kerk, die eklesia, die bruid van Christus. En mag ons gereed wees vir wanneer u terugkom. Mag ons gereed wees en u ons bevind, heilig, rein, afgesonder vir u. En mag ons gemeente daardie woorde hoor. Goed gedoen, my getroue diensknegt. Hoe ons begeer dit, Here. Maar ons besef vanmôre daar is werk. Daar is 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie slap lê en terugsit nie. Daarom mag u woord vanmôre ons inspireer en ons aanmoedig om waarlik die kerk vir Jesus Christus te wees in hierdie wêreld. Seën ons en word u ook verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam.